Enige tuin kan baie gou verwaarloos as jy nie jou hand daarop hou nie. Ook jou lewenstuintjie. Versorg dus jou akker, gereeld en deeglik. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis, sê Jesus in Matteus 6, vers 34. Geluk word maklik op die lange baan geskuif. Ons glo ons moet eers iets bereik of regkry voordat ons gelukkig kan wees. En voordat ons kom kry, is ons lewe half geleef en half verby. Volg hierdie wenke om die beste in die lewe te kry terwyl jy nog kan. Dien die regte voedingsstowwe toe. Medikasie is daar met 'n doel. As vitamiene jou lewenskwaliteit verbeter, drink dit. As jy siek is, gaan dokter toe. En as medikasie vir jou voorgeskryf word, neem dit. En as jy aan 'n kroniese siekte ly, maak seker dat jy jou medikasie nougeset neem. Dit geld vir elke kwaal, van depressie tot asma. Vervra jou innerlike. Wanneer jy meer tyd aan die uiterlike spandeer as wat nodig is, mors jy tyd. Die klere, soos kos, dien die liggaam, nie andersom nie. Ruim jou geestelike tuin op. Jou liggaam is jou tuiste. Herinneringe en ervarings word in elke sel van jou liggaam gebêre. As jy toelaat dat al die slegte ervarings soos 'n onkruid in jou binneste groei, gaan jou blyplek agteruit. Kry jou tuiste in orde en geniet die lewensruimte wat jy vir jouself skep. Berei jou voor vir die ewige lente. As al jou begeertes net gerig is op dinge wat jy vir jouself wil hê en jy geen belang het by ander lede van die skepping nie, is jy op die verkeerde pad. Draai om en begin oor. Gee jouself 'n blaaskans. Die lewe herinner ons gereeld aan ons sterflikheid en gedagtig daaraan moet ons tyd met omsigtigheid gebruik. Daarom is daar iets soos 'n Sondag. Dit is die tyd om jou innerlike in die aangesig van jou Skepper te herskep vir 'n nuwe week. En as Sondag nie moontlik is nie, kies dan 'n ander dag om te besin. Kom ons bid saam. Here, elkeen van ons het 'n maat van tyd uit u hand ontvang. Help my om my lewe in die lig van die ewigheid op te weeg. Amen.